Goeiemôre, liewe broer en suster. Kom ons nader in afhanklikheid na die Here in hierdie lied waar ons sing en erken dat dit die Here God self is wat ons vorm dag vir dag. Ons bly net so sit terwyl ons hierdie lied sing. Jesus sê, laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie. Want aan mense soos hulle behoort die koninkryk van God. Ek verseker julle, wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. En hy het die kinders omhels, hulle die hande opgelê en hulle geseën. Ons kom vanoggend in die teenwoordigheid van hierdie God bymekaar. Soos kinders, afhanklik, vol verwagting en seker van sy liefde. Daarom gemeente van die Here Jesus Christus, groet ek jou vanoggend met die genade, die barmhartigheid en die liefde wat ons ontvang van God die Vader deur ons Here Jesus Christus. Kom ons staan en dan loof ons die Here met 2 lofliedere. Hij
vanoggend begin deur vir jou te vra om aan een ding te dink waarmee jy baie goed is. Iets wat dalk vir jou 'n groot passie is in jou lewe. Vir party mense sal dalk nou vanoggend dink en sê ek dink regtig ek is baie goed met my werk. Of ek kan baie lekker kos maak. Vir ander sal dit dalk 'n sportsoort wees waarmee jy goed is. 'n Vaardigheid soos houtwerk of tuinwerk. Dink bietjie aan daai een ding waarmee jy baie goed is. As jy so oor dit nou terugdink, kan jy onthou waar dit alles begin het? Kan jy onthou die eerste keer toe jy dalk 'n gereedskapstuk opgetel het? Of die eerste keer wat jy dit kon regkry om roosterbrood nie te verbrand nie? Was jy altyd goed daarmee gewees? Of het dit tyd gevat om by dit uit te kom? Die waarheid is, hoewel mens egter 'n natuurlike aanvoeling kan hê oor 'n ding, niemand van ons van die staanspoor af net goed is met 'n ding nie. Dit vat 'n tyd vir ons om hierdie vaardigheid te beoefen, om nuwe dinge te leer en stelselmatig te groei en gevorm te word, elke keer nog beter as die vorige keer. Dit is ook waar dat ons nooit ophou om hierdie vaardigheid te ontwikkel nie. Maak nie saak hoe goed jy dink jy is in 'n ding nie, daar's altyd iets wat 'n mens verder kan leer. Ons lees vandag saam met Markus 1 uit waar ons gaan hoor hoe 4 man se pad as volgelinge van Jesus Christus begin het. Markus begin sy evangelie by die optrede van Johannes die Doper en dan vertel hy vir ons hoe Jesus gedoop word deur Johannes die Doper daar in die Jordaanrivier. En dan na Jesus se doop kry ons in die Markus evangelie net 'n baie kort vertelling van Jesus wat in die woestyn ingelei word en versoek word en dan hoe Jesus se openbare optrede, sy bediening hier op aarde begin. Ons begin saam lees uit Markus 1 van vers 14 af. Nadat Jesus gevange geneem is, het Jesus na Galilea gegaan waar hy die evangelie van God verkondig het. Hy het gesê die bestemde tyd is vervul en die koninkryk van God is op hande. Bekeer julle en glo die evangelie. Terwyl hy langs die see van Galilea loop, het hy Simon en Andreas, die broer van Simon, nette in die see sien uitgooi, want hulle was vissers. Jesus sê toe vir hulle, volg my en ek sal julle vissers van mense laat word. Hulle het onmiddellik hulle nette gelos en hom gevolg. Hy het 'n entjie verder geloop en Jakobus, die seun van Zebedeus, en sy broer Johannes gesien, waar hulle in die boot besig was om nette heel te maak. Hy het hulle dadelik geroep en hulle het hulle vader Zebedeus met die huurarbeiders in die boot agtergelaat en weggegaan agter hom aan. Ons lees tot sover. Wanneer Markus die verhaal van Jesus begin vertel, dan begin hy met 'n oomblik wat die koers van mense se lewens verander. Nie net vir die 4 mans, die vissermans nie, maar vir die hele wêreld. Wat hier langs die see van Galilea besig is om af te speel, is 'n waterskeidingsoomlik vir die hele geskiedenis. Jesus verskyn en dan kondig hy aan, die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die goeie nuus. En dan roep hy mense om hom te volg. Hierdie beslissende oomblik van die tyd het aangebreek in vers 14 en vers 15, plaas Jesus se roeping van sy eerste disippels binne 'n baie groter verhaal. 'n Verhaal waarvan ek en jy vandag nog deel is. In die Grieks gebruik Markus die woord kairos,
wat nie net aandui dat dit 'n tyd soos 'n spesifieke tydstip is soos wat ons op die horlosie kan kry nie, maar 'n oomblik, 'n beslissende geleentheid waarin God handel. Dis asof Jesus sê, nou gebeur dit waarvoor julle gewag het. Al die voorspellings wat julle gehoor het van die profeseë, nou breek God se koninkryk deur. Wanneer Jesus dit sê, gebeur daar iets radikaal nuuts. Die koninkryk van God word nou meer as 'n belofte net vir een dag wanneer ons in sy teenwoordigheid wees. Dit begin nou in Jesus Christus waar die hemel en die aarde aan mekaar begin raak. Net nadat Jesus aankondig dat die koninkryk van God naby gekom het, dan roep hy sy eerste volgelinge en so kry ons hier in Markus se vertelling van hierdie gebeure 'n groot leidraad van wat God se bedoeling is vir sy koninkryk. Sy bedoeling is dat die voertuig vir sy koninkryk gelowiges is wat agter Jesus aanstap. Let ook op in hierdie verhaal hoe die mans reageer op hierdie nuwe werklikheid. Jesus roep hulle om deel te word daarvan en dan sê hulle nie vir hom, nee Here, ons weet nie eintlik lekker wat dit behels nie. Vertel eers vir my 'n klein bietjie meer, laat ek net seker maak ek weet waarvoor ek myself nou inlaat. Hulle word volgelinge van Jesus en deur om te volg, bring hulle self in lyn met dit wat God besig is om te doen, hierdie waterskeidingsoomlik. Die manier hoe Markus die begin van Jesus se verhaal vertel, stel dit vir ons duidelik. Om 'n volgeling van Jesus te wees is nie net 'n bysaak van ons geloof of van ons verhouding met hom nie. Dit is juis hoe die koninkryk gestalte kry. Wanneer Jesus dan sy eerste volgelinge roep, doen hy dit op so 'n eenvoudige manier. Die teks sê vir ons, hy het net daar langs die see van Galilea geloop en hulle gesien. Dit is merkwaardig dat die begin van 'n roeping in hierdie geval nie 'n dramatiese openbaring is of stemme uit die hemel uit wat gelowiges roep nie, maar net 'n eenvoudige kyk. Jesus sien hulle raak. Dit is 'n klein woord, maar dit dra ook 'n groot waarheid dat elke roeping begin by God se kyk. Voordat Simon en Andreas ooit van Jesus gehoor het, ooit geweet het wat hy eendag gaan doen en hoe hy mense se lewens gaan aanraak vir eeue lank, het hy hulle eerste raak gesien. Voordat hulle hom kon kies, het hy hulle gekies. Dis die hart van God se genade, is dit nie? Dis een van die dinge wat ons vier wanneer ons 'n klein babietjie doop, hierdie genade. Dis God wat die eerste stap neem. Hy sien ons raak nog voordat ons enige iets van hom kan verstaan, nog voordat ons kan sê, ja Here, ek wil graag deel wees van u verbond, roep hy ons by die naam en hy skryf ons in sy verbond in en sê, jy's myne. Wanneer ons so oor disippelskap nadink, ons eie disippelskap, begin dit nooit by die prestasies wat ons dalk vandag gaan uitdeel nie. Dit begin nooit by onsself, dit wat ons kan regkry nie. Dit begin by God, wat sê, ek sien jou raak. Dis 'n liefdevolle blik wat deur alles nog steeds kan kyk en kan sê, volg my. Die mense wat Jesus roep is vissers, gewone mense, besig met hulle doodgewone dagtaak, 'n ritme wat hulle al te goed ken. Hulle was nie profete of skrifgeleerdes of priesters nie. Hulle het waarskynlik daai oggend opgestaan en na die see van Galilea toe gegaan en gedink, vandag gaan nou maar net 'n doodgewone dag wees, soos wat elke dag van ons lewe is, daar tussen die visnette en die bote.
Maar dan kom Jesus daar verby en in hulle doodgewone werklikheid word hulle aangeraak deur die Heilige en hulle werklikheid word heilig gemaak. Dis 'n belangrike detail ook wanneer ons so oor ons eie roeping nadink. Om in gedagte te hou dat God nie mense uit die wêreld uithaal of van die wêreld af wegvat sodat hulle roeping kan begin nie, maar juis mense in die wêreld roep en hulle dan in die wêreld instuur, doodgewone mense in die doodgewone lewe. Dis juis daar tussen die nette in die water dat hy vir hulle 'n nuwe doel gee wanneer hy vir hulle sê kom agter my aan en ek sal vir julle vissers van mense maak. Hulle beroep word nie weggegooi nie, word nie verander nie, dit word net getransformeer. Jesus gebruik wat hulle reeds baie goed kan doen, hulle vaardighede, hulle geduld, die manier hoe hulle met mense werk en hy gee dit net 'n nuwe betekenis. So werk God ook met ons. Ons word nie geroep om heeltemal iets anders te word nie. Ons word geroep om daar waar ons elke dag aangaan met die doodgewone take van die lewe, vernuwe te word, om te leef met 'n nuwe doel, 'n nuwe rigting, 'n nuwe hart. In die Bybelse wêreld was volg nie net 'n figuurlike uitdrukking nie. Jesus vra nie vir hierdie 4 mans en die volgelinge wat na hom of na hulle gekom het om maar net saam met hom te stap en te kyk wat gebeur nie. Die disippels het die geleentheid gehad om daar agter Jesus aan te stap en te kyk hoe hy leef, hoe hy bid, hoe hy met mense werk en so het hulle by hom geleer. Ons beleef nou in ons huisgesin so klein bietjie iets van hierdie elke dag. Ons klein seentjie Aye is nou op hierdie fase waar hy jou soos 'n stertjie oral in die huis volg. En dan hou hy jou fyn dop wat jy besig is om te doen. As ek in die oggende opstaan om vir my koffie te maak of so en ek staan daar in die kombuis en ek roer my koffiebeker of so, dan vat hy sy plastiek koppietjie en hy kyk wat ek doen en hy begin dit ook doen. Dis hoe ons agter Jesus aanstap. Om te volg beteken om te leer en teenwoordig te wees daar vir die persoon wie jy volg. Om so naby te wees dat jy kan sien hoe jou leermeester asemhaal. Wanneer Jesus sê volg my, vra hy dis nie 'n teologiese oortuiging of 'n ideologie nie, hy vra oorgawe, 'n lewe wat van koers verander. Hy vra 'n radikale transformasie. Simon en Andreas los hulle nette net daar. Jakobus en Johannes los selfs hulle pa in die boot agter. Dis 'n beeld van vertroue, absolute vertroue waar hulle laat gaan, hulle self laat gaan om te kan ontvang. Om Jesus te volg vra altyd iets van ons, 'n bereidheid om los te laat, om aan te beweeg uit die bekende uit in die geloof in en te sien waarna hy ons lei. Ons dink soms ons roeping is vir spesiale mense, vir predikante of sendelinge, kerkleiers, mense wat goeie gelowiges is. Maar Markus wys vir ons dat Jesus gewone mense met gewone lewens roep. Hulle roeping begin nie met groot kennis of perfekte geloof nie. Dit begin met vertroue en 'n bereidwilligheid om te volg. Hulle het nie geweet waarheen hulle gaan toe hulle gesê het hulle volg vir Jesus nie. Hulle het nie geweet dat dit 'n pad gaan wees van leer en struikel nie. Toe die disippels Jesus begin volg, het hulle nog nie geweet hoe sy reis gaan eindig nie. Hulle sou baie keer nog misverstaan, hulle sou twyfel, hulle sou selfs vlug, maar Jesus hou aan om hulle op hierdie pad te vorm, te transformeer, vir hulle te leer wat dit beteken om 'n volgeling te wees.
Dis 'n reis van genade, net soos ons in. In die erediens vandag hou ons prysuitdeling van ons katekese. En wanneer ons dit vier, dan vier ons presies hierdie reis waar gelowiges geroep word, sonder om volmaak te wees, sonder om die kennis te hê, maar om op 'n pad van groei saam met die Here te stap en saam met die geloofsgemeenskap te stap. Disippelskap is nie 'n toets wat 'n mens kan slaag of druip nie. Dit is 'n verhouding wat bly ontwikkel. Katekese is maar een manier waarop ons saam leer wat dit beteken om Jesus te volg. Behalwe dat ons jong mense in die katekese kennis kry, gaan dit ook oor geloof wat ontwikkel word, sodat dit uitgeleef kan word, wat gestalte kry in die doodgewone gang van die dag. Wanneer ouers hulle kinders vir katekese bring of by die huis oor geloof met hulle praat, saam bid, in die manier hoe jy as 'n ouer self leef en wys hoe jou verhouding met die Here lyk, is alles maniere hoe ons dan ons doopbelofte uitleef. Daar waar ons gesê het, ons beloof om hierdie kind in God se teenwoordigheid en volgens sy wil groot te maak. Liewe broer en suster, is dit vir jou 'n bevrydende gedagte om te weet dat geloofsgroei nie in een groot sprong gebeur nie, maar in die klein treetjies van gehoorsaamheid. Voel soms vir ons of ons 1 tree vorentoe gee en 2 tree terug, maar selfs daar loop Jesus saam met ons. Die visserbeeld hier in Markus 1 is 'n beeld van oordeel wat getransformeer word na lewe toe. Wanneer Jesus vir hierdie vissermanne sê, ek sal julle 'n vissers van mense maak, gaan dit oor meer as net vis. Dit gaan oor meer as net evangelisasie of om die genade van God te verkondig. In die Ou Testament word hierdie beeld op verskillende maniere gebruik. In Jeremia 16 vers 16 sê God, ek stuur vissers om mense te vang. Daar in daai gedeelte word hierdie 'n beeld van oordeel. Want God se mense het weggetrek van sy verbond. Hulle het weggetrek van sy teenwoordigheid. En hierdie beeld word dan 'n voorspelling na die ballingskap waar God se volk noodgedwonge weer moet terugdraai na God toe en weg van hulle eie geregtigheid. Dan weet ons hierdie ballingskap tydperk waar God se mense in was vir hulle 'n groeiproses. 'n Proses waar hulle opnuut weer hulle afhanklikheid van God moes ontdek wat die wil van God is en hoe hulle dit ook kan uitleef. Dan later in Esegiel 47 kry hierdie beeld na die ballingskap weer nuwe lewe. Esegiel sien die visse wemel in die rivier wat uit die tempel uitstroom, 'n simbool van lewe wat oorvloei uit God se teenwoordigheid. Daar staan vissermanne langs hierdie rivier en hulle vang vis, 'n teken van oorvloed en lewe. Wanneer Jesus dan hierdie beeld gebruik, wanneer hy hierdie 4 mans roep en hy sê vir hulle, ek gaan julle vissers van mense maak, dan bring hy dit tot vervulling. Disippels word vissers van mense, nie om te oordeel nie, maar om hulle in te trek in hierdie lewe saam met God en hulle by te staan ook in hulle eie vormingsproses. Hulle neem deel in God se reddingswerk. Dit is om die koninkryk van die lewe gestalte te gee. Verder sien ons hier, Jesus roep nie net een visserman om saam met hom te stap nie. Hy roep 4 van hulle en later kom maar nog by. Wat sê dit vir ons oor disippelskap? Dat disippelskap nooit bedoel was om 'n alleenpoging te wees nie. Disippelskap word saam geroep om saam te leer, saam te struikel en saam te groei. Ons geloofsgemeenskap, julle mense, die mense wat nou rondom jou hier sit, is presies dit.
'n plek waar ons saam kan leer wat dit beteken om Jesus te volg. Nie net uit die woord uit nie, maar ook by ander mense wat saam met ons deel vorm van die liggaam van Christus. Ons het mekaar nodig. Ouers, kinders, jong mense, groot mense, mentors, kategese onderwysers, almal deel van hierdie gemeenskap om saam gevorm te kan word en saam vorm te kan gee aan ons geloof. Daarom vier ons vandag die prysuitdeling nie na die erediens hier in die saal net met die ouers nie, maar hier in ons geloofsgemeenskap. Ons vier nie net individuele prestasies nie, maar God wat besig is om hier in ons geloofsgemeenskap te werk, en ons almal te werk. Ons vier dit ook, ons vier die Here se geduld met ons, sy genade, sy keuse om heeltyd deel te bly van ons lewe. Wanneer ons net nou weer hier by die doopvond gaan staan en ons dink terug aan die doop, is dit vir ons 'n herinnering aan hierdie waarheid dat God die eerste stap geneem het. Dit is sy inisiatief om na ons toe te kom. Die doop is die viering van ons reis van disippelskap wat begin wanneer ons gevorm word in ons moeder skoot en waar die Here al klaar besluit het waartoe hy ons bestem. Dis God se ja oor ons lewe, nog lank voordat ons enige iets oor hom kon antwoord. Vandag vier ons daardie ja sigbaar in hierdie groeiende gelowe wat ons sien. In kinders wat vra, wat leer, wat wil ontdek, wat miskien dalk soms twyfel, maar saam met God bly stap. En wanneer ouers sê, ons het beloof om jou van God te leer, dan herinner dit ons dat ons eie roeping om volgelinge te wees ook is om ander mense na Jesus toe te lei. Daar's 'n pragtige lyn wat reg deur hierdie teks loop, van Jesus wat kyk en sien na 'n roeping en dan die leiding wat hy gee, later ook disippelskap. Hy kyk vandag steeds na elkeen van ons. Hy sien ons in ons gewone lewens, tussen die nette van verantwoordelikhede, ons bekommernisse, ons doodgewone roetines. En soos die disippels by die see van Galilea geroep is, word ons vandag herinner dat God se koninkryk steeds ook deur ons aanbreek. Dis 'n uitnodiging. En die uitnodiging klink weer, volg my. Vir die kinders wat vandag pryse ontvang, julle is deel van hierdie storie. Julle is nie net ons kategese kindertjies wat elke Sondag in ons klasie sit nie, maar julle is disippels wat leer, disippels in wording. Vir die ouers, julle speel 'n heilige rol. Julle is medevissers in God se rivier van lewe. Vir ons almal, die Here kyk, hy roep ons en hy stuur. Mag ons antwoord met dieselfde eenvoud as daardie eerste disippels, om net te volg, om net te leer, om te groei en die lewe van die koninkryk sigbaar te maak. In ons huise, by die werk, daar waar ons kinders leer van geloof, in elke gewone dag wat God heilig maak. As 'n teken van hierdie roeping en God se genade gaan ons nou 'n lied saam sing, en dan na die lied gaan ons begin met die doopherinnering en die prysuitdeling vir die kruisfiks. Halleluja.
Ons gaan die prysuitdeling vandag 'n klein bietjie anders te doen. Ons doen 'n doopviering saam met dit of 'n doopherinnering. So hoe dit gaan werk is ons gaan klas vir klas die ouers vra om saam met hulle kinders vorentoe te kom. En dan mamma en pappa, wil ek vir jou sê jy kan hier inkom en dan vat jy jou kind se hand en jy druk dit hier in die doopwater. En jy sê, ek het beloof om jou van God te vertel. En dan sal elkeen van hulle hulle sertifikaatjie kry en soos wat jy jou sertifikaat kry, kan julle as 'n gesin dan weer gaan sit. Vir die kinders, hoekom ons hierdie doen, dit is 'n herinnering vir jou ook. Jy was baie klein gewees toe jy hier gestaan het of dalk in 'n ander gemeente by 'n doopvond was in jou ma of pa se arms, jy het nie geweet waaroor dit gaan nie. Maar die Here se genade het jou in sy familie ingenooi en daarom word jy daaraan herinner ook vandag by hierdie doopvond. Jy kan dan vir jou ma en pa dankie sê dat hulle beloof het om vir jou te leer van die Here en jou ook so te vorm as 'n disipel van Jesus. Goed. Kom ons begin dan met die eerste klasie. Ons gaan begin met die voorskool. So ek wil vir die voorskoolouers vra om solank gereed te maak en dan Anien Pieters om dan ook saam hier na vore te kom.
baie dankie vir die pad wat jy saam met jou kinders gestap het hierdie jaar en dankie aan elke ouer ook wat hulle kind toevertrou het aan Anien op hulle geloofsreis. Ons gaan nou aan na die graad 1s toe, so Vicky Potgieter, as jy asseblief ook vir ons hier voor kan staan en dan die graad 1 ouers kan so lank regmaak om vorentoe te kom. Dankie vir jou bydra ook hierdie jaar. Dankie aan al die ouers wat julle kinders ook aan Vicky toe vertrou het. Ons kan gereed maak met die graad 2's. Anda Els, jy ook asseblief hier vorentoe sal kom. Anda, baie dankie vir die pad wat jy saam met jou klasie gestap het en dankie aan die ouers wat hulle kinders aan Anda toe vertrou het. Graad 3's, julle ouers kan regmaak saam met die kinders en Divan van Greenen, jy ook asseblief vir jou klasie sertifikate kan kom uitdeel.
hierdie uit te deel. Divan, baie dankie vir jou pad wat jy saam met die kinders gestap het en dankie aan die ouers wat julle kinders aan Divan toe vertrou het. Goed, die graad 4 ouers kan gereed maak en ek vra asseblief hulle net Swart om hier voor haar sertifikate te kom uitdeel. Lenet, baie dankie vir jou pad wat jy saam met die kinders gestap het. Ons waardeer jou en dankie vir die ouers wat hulle kinders aan Lenet toe vertrou het. Ons gaan aan na graad 5 toe, Rihanna Anderson. Jy asseblief saam met jou klasie en die graad 5 ouers hier na vore kom.
Rina, baie dankie vir jou pad wat jy gestap het. Nee, jy mag nie vlug nie. Jou pad wat jy gestap het saam met die kinders, ons waardeer dit en dankie aan die ouers wat hulle kinders aan Rina toe vertrou het. Goed, Wikus, kom asseblief vir my hier saam met jou graad 6 klasie en die graad 6 ouers, julle kan gereed maak. Wikus, baie dankie vir die pad wat jy saam met jou kinders gestap het en dankie vir die ouers wat hulle kinders aan Wikus toe vertrou het. Okay, ons is nou by die graad 7's en dis my eie klasie, so julle kan saam met julle ouers ook vorentoe kom. Ek wil sommer dankie sê vir die ouers wat julle kinders aan my toe vertrou het. Ons beweeg nou aan na die graad 8's toe. Ons is amper klaar. So ek gaan ook die graad 8's doen. Isabel wat ons administrateur was, sy het die graad 8's die jaar gevat, maar ek sal ook hulle pryse
uitdeel. Graad arts net hier na toe kom. En Isabel se afwesigheid sê ons vir haar baie dankie vir alles wat sy saam met die kinders gedoen het en ook aan die ouers wat julle kinders aan Isabel toevertrou het. Ons is by die voorlaaste groepie, graad 9, Rina Ewert, as jy asseblief kan kom help hier met jou. Rina, baie dankie vir jou pad wat jy saam met jou kinders gestap het en dankie aan die ouers wat hulle kinders aan Rina toevertrou het. Ons laaste groepie is die graad 10s en Rico. Saam met my net kom staan asseblief om jou sertifikate uit te deel.
Rico, baie dankie vir die pad wat jy saam met jou kinders gestap het en ons waardeer dit. Dankie vir die ouers wat hulle kinders aan Enrico toevertrou het. Liewe vriende, vandag met hierdie prysuitdeling waar ons 'n sertifikaat uitgee, vier ons nie noodwendig die einde van die jaar nie. Ons vier 'n roetemerker op 'n geloofsreis wat nog besig is om te gebeur. En ons wil graag ook vir die kategete en vir die kategese gangers graag die Here se seën toewens vir die pad wat vir hulle voorlê ook. So ons gaan nou almal staan en dan gaan ons die seënbede sing vir almal wat vandag 'n prys ontvang het. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanoggend 'n geleentheid in ons erediens as 'n geloofsgemeenskap saam kon vier hoe jy 'n pad stap met elkeen van ons, dat U ons by die naam geroep het en gevra het dat ons saam met U moet stap, agter U moet aanstap. Here, dankie dat U genade vir ons so groot is dat ons as 'n skoon bladsy kan instap om 'n volgeling van U te wees en by U voete te kan leer wat dit beteken. Here, ons dra ons kategese kinders aan U op. Die kinders in ons geloofsgemeenskap wat besluit neem, Here, om U te volg, om deel te kan wees van die geloofsgemeenskap en om disippels te wees vir U. Lei hulle, Here, met hierdie pad wat vir hulle voorlê, hou hulle hand vas en leer vir hulle wat U wil is, Here. Ons sê dankie vir elke kategeet, elke persoon ook in die breër geloofsgemeenskap wat erns maak daarmee, Here, om kinders van U te vertel. Om 'n pad te stap saam met medegelowiges en saam te kan leer. Dankie dat U ons geloofsgemeenskap so ryklik seën met mense wat gawes het om dit te doen. Here, en dan wil ek ook bid vir elke ander gemeentelid wat 'n keuse maak, Here, om deel te vorm van 'n gemeenskap, om die gemeenskap van gelowiges te beleef en saam te leer. Dankie aan ouers wat 'n belofte gemaak het om hulle kinders van U te leer. Here, ons dink ook aan ons land, waar daar soveel dinge is waaroor ons kan kla, soveel dinge wat nie reg loop nie. Soveel donkerte wat deurbreek in hierdie wêreld. Mag dit wat U vir ons leer, hoe ons U volg, juis die lig wees wat gaan deurbreek daar buite. Dankie dat U ons in hierdie wêreld roep en ons in die wêreld instuur om 'n vergestalting van die koninkryk te wees. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.